Kom in al die volheid. Kom in al die krag vanmorgen. Wat is jou gebed vanmorgen? Aan die Here vanmorgen wat hemel en aarde gemaakt het. Ek ervaar sy gees in die plek vanmorgen. Ek weet nie van jou nie. Maar God is hier teenwoordig om jou aan te raak. Halleluja. Hy is hier die skepper van aarde. Die skepper van die heelal vanmorgen is in ons binne. Ons het nodig om te sê, kom o skepper gees. Kom in al die volheid en in al die krag vanmorgen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Dankie Here. Wonderbaar is die Here. Dankie Here. Want hy is waardig om geloof te word. Prys sy naam. Hy is waardig om opgelig te word. Kerk van die Here, wat het geword van jou lofprysing vanmorgen? Wat het geword van jou lofsang vanmorgen? Wat het geword van jou blydskap vanmorgen? In die Here, halleluja. 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 Kom ons loof hom net so bietjie. Kom ons lig sy naam met op vanmorgen. Want hy is waardig. Halleluja. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nodig om sy naam op te lig. Halleluja. Prys sy heilige naam. Halleluja. Al die lof en die eer. Yes, halleluja. Daar is niks Halleluja. wat nie kan vervang nie. Daar is Halleluja. niemand wat in die plek kan staan die Here. Halleluja. Hoor kom, o skepper gees. Halleluja. Die naam van die Here. Ja, lewend maak en gees. Prys sy naam. Ja, kom en al die volheid. Kom en al die kracht. Leid my in die waarheid. Leer my van die zee. Dis ook jy my trooste. Kom ons skepper gees. Kom ons sing nog 'n laaste mal saam, halleluja. Kom ons skepper gees. Lewend maak en gees. Kom en al die volheid. Kom en al die kracht. Leid my in die waarheid. Leer my van die zee. Wees ook jy my trooste. Kom ons skepper gees. Is mense vanmorgen wat het met God ernstig gemeen, terwyl jy net so'n gebed staan vanmorgen. Prys sy naam. God is bezig met mense vanmorgen. Ek gee nie om weggekom het om te luister na 'n preek vanmorgen nie. God is hier, God wil werk. God sal voorsien, God sal genees, God sal dit doen vanmorgen wat jy nodig het, wat God vir jou wil doen. Halleluja, kan ek 'n amen kry? God wil vanmorgen aan jou kom, aan jou hartsteek kom klop vanmorgen. Halleluja. God is alomteenwoordig by sy wonderlike naam. Hy is vanmorgen hier om jou te sê, jy is spesiaal, omdat jy koslik is in die oë van die Here. Sê die Here vanmorgen, hy sal vanmorgen vir jou die deur oopmaak af van die gevaar. Halleluja. Halleluja. Prys sy naam. Prys sy wonderlike naam. Halleluja. Ek weet nie van jou vanmorgen nie, maar ek wil begin spring voor die Here. Halleluja. Want hy is koslik vanmorgen. Hy is waardig om gelig te word. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Dankie. Julle het geleer in die woord van die Here is dat wanneer jy in jou diepste omstandighede is, moet jy net so 'n bietjie jou hand begin oplig. En sê Here, ek gaan nie loof, ek gaan nie prys maak die saak wat die Vader my kant te bring. I am more than a conqueror in Jesus Christ. Hallelujah. Come on, church. Kom
het nodig om hom groot te maak, halleluja. Want hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, halleluja. Dis wie hy is geworden, wie is hy vir jou geworden. Halleluja, loop die naam van die Here. Halleluja, Halleluja. halleluja. Prys sy naam, heilige Gees. Prys sy wonderlijke naam, halleluja. Onbestemde Gees, lewendmakende Gees, kom hy vooruit vanmorgen, en al die kracht vanmorgen, halleluja. Jezus, halleluja. Halleluja. Wees vir u die trooster vanmorgen, Thank you, Lord halleluja, Jesus. Thank you, Jesus. halleluja. Dankie, heilige Gees. Onbestemde Gees, Dankie, prys sy wonderlijke naam, Here. prys sy wonderlijke naam, halleluja. As jy wil sit, kan jy sit. As jy wil staan, kan jy staan. As jy die Here wil eer gee, kan jy die Here eer gee. Ek het hier beplanning vanmorgen, en my beplanning is God vanmorgen, halleluja. Loof sy heilige naam. Jesus, sê saam my Jesus. Sê saam my Jesus vanmorgen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Prys sy wonderlijke naam. Ons is saam in die plek vanmorgen, halleluja. Wat bande wil breek vanmorgen, wij sieke wil genees vanmorgen, wat die bande vaste sondes wil vrymaak vanmorgen, halleluja. Wij kracht ek wil genees vanmorgen, wat dooie wil oprek vanmorgen, halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. That you are here in your full presence, Lord. Hallelujah. Glory to your mighty name. Hallelujah. The King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Oh, we sing it all. Yes, beautiful. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord. Glory to God. Hallelujah. Het jy gekom met 'n verwagting vanmorgen na die huis van die Here toe? Het jy gekom om te ontvang van hom wat jy aan aarde gemaak het? Of het jy gekom om 'n sitplek vol te sit of te hoor die pastoor Martin preek vanmorgen? Hy het vir jou nuwe nuus vanmorgen, hy is hier. Jesus is hier vanoggend, halleluja. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Van die begin van tyd af was hy daar gewees. Ek ervaar is iemand wat vanmorgen vir die Here vra, Here, kan jy na my saak kom kyk? Here, kan jy ingryp in my lewe vanmorgen? God sê vanmorgen, ek het op die kruis dit als vir jou gedoen. Maar wat jy hoef te doen is om te glo dat ek het vir jou sal doen in sy lewe. Jou probleem is nie te groot vir God. Want jy sien vanmorgen ken ek iemand wat spesialiseer in onmoontlike. Wat die onmoontlike moontlik maak. Wat uit niks, uit iets formeer, asof dit alreeds bestaan. Halleluja, kan jy glo, kerk? Kan jy dit glo? Halleluja. Jy kan die sitplek lewe in die atmosfeer. Ek gaan net praat soos wat die Here op my hart gelet vanmorgen, goed al klaar werk gedoen en al die lof en al die eer kom aan die Here toe. Amen. Ek waardeer dit en ek weet
En dit is my verlange in my hart ook, dat God se Gees eerste plek sal kry in ons lewe. Amen. God se Gees sal werk soos wat net hy dit kan doen. Ons kan hier oggend staan en sing en ons kan preek en ons kan spring, maar as God die teenwoordigheid is nie, dan beteken dit niks. Amen. Daar is nie 'n baie goeie prediker nie, maar ek gaan net doen dit wat die Here op my hart gelê het, en as u woord saamgebring het, dan kan u saam met my blaai na die boek van Genesis, die eerste boek in die Bybel, vir die wat dit nie geweet het nie. Die 6de hoofstuk. En ek wil so 'n bietjie aansluit op laasweek se preek, baie dankie Kenneth vir daai mooi woord van laasweek, wat ons bietjie gepraat het oor die geestelike deel op jou geestelike lewe, hoe dit jou affekteer, wat jy moet doen om daarmee uit te kom. Amen. Ek dink ons ervaar dit vanmôre, wanneer jy bietjie oorgee aan die Gees van God, want jy sien God is Gees, God is waarheid, God is alomteenwoordig. Amen. Prys die naam van die Here. En ek gaan vanmôre vir ons lees uit Genesis 6 vers 1 tot 13. Almal daar, sê amen. Amen. Hy sê, toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde af verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vanmôre, Here, vir die kosbare bloed, Here. Dankie, Here, vir die kosbare woord wat ons kan lees vanmôre, Here, die woord wat altyd deur die waarheid is, Here. Die woord wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, en ek bid vanmôre, Here, dat ek nie ek myself net sal praat nie, maar net soos wat die Here op my hart lê, Here. En ek bid vanmôre dat die kinders van die Here, hulle ore sal spits, dat dit met die Gees van God in die gemeente wil sê. Here, dankie vir die voorreg, Here, dankie ook vir die tafel wat vir ons voorberei is, Here. Here, Psalm skryf dit so mooi, Here, Psalm 23, ek dek die tafel teenoor my teenstanders, my beker loop oor, miskien al die lof verkeer daarvoor. Bid vanmôre dat hierdie woord vanmôre, Here, diepe mense se harte sal bly en sal ingaan. Die redelwoord, 'n lewendige woord sal word in Jesus naam. Bid ek dit, amen en amen. Nou ek het 'n paar notas gemaak, maar ek dink nie ek gaan by die notas uitkom nie, want normaalweg wanneer ek skryf, dan lyk dit vir my soos 'n dokter wat my boek geskryf het. Ek weet wat ek geskryf het, maar kan nie lees wat ek geskryf het. Amen. So dit help nie as ek gaan oopmaak nie, maar ek gaan dit probeer. En as jy nou sien ek raak vas vanmôre, dan roep jy my vrou vorentoe dat sy vir my kom lees. Sy gaan dalk dit reg kry om te verstaan wat ek wou sê of wou geskryf het.
Maar al die lof en al die eer kom aan die Here toe. Amen. Kan jy saam met my sê Jesus? Kan jy saam met my sê Jesus? Hy is wonderbaar, raaksman en ewige God. Vredevors, halleluja, kan ons die Here lofoffer gee. Kom ons prys sy wonderlike naam. Amen. Ek is opgewonde oor die woord van die Here en ons lees hierdie gedeelte en die Here het op hart gelê en ek wil dit tog net met u deel. Terwyl ek afsonder hierdie week en met die Here praat, ek was ook toevallig in die Kaap gewees en ver pad gery en so tussendeur met die Here gepraat en sy woord bestudeer en die Here lê dit op my hart hierdie storie wat vertel is of geskryf is, die waarheid van Noag en wat gebeur. U almal ken die verhaal van Noag. U weet wat gebeur het en die woord van die Here sê is dat die seuns van God, dit is die gevalle engele, het gesien dat die skepping van God mooi was en hulle by die vroue gegaan en hulle het seuns gebore. Dit was die manne, die vegters van daardie tyd, maar daar was 'n verskil gewees dat hierdie vegters en hierdie mense en hierdie manne wat die duiwel hier sy gevalle engele na vore toe gebring het, was mense van geweld gewees. Ek het dit gesê en ek gaan weer sê dat die vyand Lucifer, hy het een doel en een doel vir oë en is om my en jou te vernietig. Amen. Hy het net een doel en is om die skepping van God van die begin van tyd af, wanneer ons dit lees, om die skepping van God te vernietig en uit te wis. Hierdie verhaal van Noag speel af seker 1000 jaar voor die vloed. Noag was 500 jaar oud gewees en die woord van die Here voor hy sy seuns gehad het. Maar hierdie verhaal speel 'n geruime tyd af waar die mense al en meer boser geword het en in vandag se tyd wil ek dit weer sê dat die kerk en in die wêreld waar ons lewe sit presies in dieselfde era waar Noag gesit het. Ons sien die geweld, ons hoor die geweld. Ons hoor van die oorloë en die aardbewings en die vloed en al die dinge. Hierdie wêreld het vuil geword weens die sonde van die mense. Dit wat God eers van die begin van tyd af met Adam en Eva gesê het, bewoon hierdie aarde, wees vrugbaar en vermeerder, het omgeskakel in 'n sonde vloedbad waarin die mens homself bevind. Het ek dit reg gesê? As ek nou nie reg praat met net wat besteed dat ek net weet jy verstaan waaroor ek praat. Maar hierdie wêreld is onderdompel in sonde soos wat ons dit sien. Ek dank die Here vanmôre vir kerke soos hierdie in reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld wat nog steeds die naam van Jesus Christus bely. Amen. Ek dank die Here vir manne en vroue soos jy wat vanmôre hier sit, wat sy harte nog reg is met die Here wat nog die tyd uitkoop om by die woord van die Here uit te kom. Ek weet en ek verstaan, daar was baie dinge wat gebeur in die laaste paar jaar en baie van die kerke blameer dit op COVID en die slag wat geslaan was en dinge wat gebeur is in sosiale media en die oorhand gekry en mense kan in sy gemak so sit by die huis en na die woord kyk en ek sê nie jy mag dit nie doen nie, baie welkom maar nie wat hier is, kom ons gee weer uit daar hulle klap wat ingeskakel is, prys die naam van die Here. Ek sê nie is verkeerd nie, maar in 'n tyd geword die kerk weer in die eenheid by mekaar kom sodat ons die Gees van God kan ervaar, halleluja. Want jy sien tereg het ons laas Sondag gehoor dat jy kan nie God behaag as jy nie 'n gebed voor God kom nie. Jy kan nie God dien sonder die Gees van die Here nie. God is Gees en daarom moet ons hom in Gees en in waarheid aanbid, halleluja. Maar Noag bevind hom in 'n situasie en ek verneem dat Noag het 'n lang pad vir 500 jaar saam met die Here gestap. Nou ek weet nie van nie, ek is nog baie ver van dit af en ek glo ons sal daarby uitkom 500 jaar nie. Wie is 500 jaar van ons? Ek wou net iets sê van iemand, maar mag ek nie sê nie. Jy kry dan maar mense wat baie oud lyk, verskriklik oud lyk, as hy 20 of 25.
Kan jy self indink as ons 500 jaar moes geleef het, 800 jaar moes geleef het, ek dink Adam was 900, my skoon was met 920 jaar, en daar liewerste was hy gewees. 900 jaar. Ek sou soos David gewees het. So af die rekord, ek sal meer as my vrou maak. My vrou 900 jaar, daar is nie die. Maar moet jy nie vir ons sê nie, sy weet nie, ek dink hierdie goeders nie. Noag bevind homself in 'n wêreld waar geweld meer en meer en meer aan die orde van die dag is. Mense moor, mense slaap rond, mense doen sonde, hulle doen dit as prins voor die Here. Amen. Die kerk, en ek moet baie versigtig wees wanneer ek praat van die kerk, want die kerk is veronderstel om die uitgesoekte kinders wat gered is deur die bloed van Jesus te wees. Amen. Maar die kerk sit vol vandag met manne en vroue wat die wêreld dien met 'n gelaatsheid van 'n kerkmens. Want jy sien, ek weet nie, en jy weet nie wat ek en jy dink of doen daar by ons huise nie. Of by ons werksplek, of jy dink niemand sien jou nie, maar ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, dat die Here is nog steeds die allerhoogste, die alomteenwoordige, reine, heilige God. Halleluja. Hy is nog steeds die een wat die hart deursoek, soos wat Dawid sê, om te sien wat die versinsel van die mens is. En dan gaan ek bewys. Hy sê, en God sê vir Noag die 13de vers, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Hoekom? Want God het die hart van die mens deursoek en kon geen iemand vind behalwe Noag om te sê, ek sal hierdie volk red ter wille van nie. Hierdie was my inleiding, ek gaan nou begin preek. Noag is in 'n wêreld wat hy die Here vrees. En ek dink Noag het gaan vertel dat Jesus red nog. Jesus genees nog en hy loop nog met sy gees. Amen. Maar die mens wou nie luister nie. Hoeveel maal het ons in 'n kerke gesit waar die woord van die Here uitgaan, maar nog steeds het ons in sonde vasgevang. Want jy sien, omdat God my en vir u geskaap het, met ons eie wil het ons in 'n situasie gekom, ons in 'n gemaksone gekom, jy sien, want die pastoor sal die preek, die pastoor sal die bid, en die pastoor sal gaan vertel van God se soewereine heiligheid. Amen. Maar die kerk, en ek weet nie, is baie mooi mense, is nie in die ander plekke. Maar die kerk het homself vervuil met die sonde van die mens. As ek praat van die kerk, praat ek nie van Prouveld Ministries of van Curentia of wat se kerk ook al nie. Ek praat van die mens, die uitgesoekte kinders van die Here. The so-called Christian of this world. Jy is baie stil vanoggend. Maar die wêreld het nodig om te hoor dat die Here is besig om die hart van die mense deursoek, en wanneer hy iets kry wat nie daar moet wees nie, sê die Here sal hy dit uithaal en dit vernietig. Halleluja. Hierdie wêreld is in 'n geestelike toestand en gedompel. Want jy sien, die gees van God het nie meer eerste standplek in die kind van die Here se lewe nie. En ek kan iets sê, my vrou sê, ek wil dit nie sê nie, maar ons moet klaar kry met hierdie bisie baba besigheid. Amen. 'n 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 '
Die kerk is vas van die slaap, terwyl die wêreld die oorhand kry oor die kinders van die Here. Dit gaan met ons swaar en ons vra die Here, hoekom gebeur dit nou met my en met jou? Is omdat die wêreld in 'n toestand is en die kinders van die Here wat veronderstel is om die ligdraers te wees van hierdie wêreld, is sit en slaap. En ek gesê ek gaan praat iets vir die Here my lei. Ek het nog eens op die notas gekyk, ek kan nie uitmaak wat hier staan nie. Ek het nog al gehighlight ook, ken ek. Dis 'n bietjie raaf voor. Maar ek weet vanmôre, as die kerk nie sy siel met die Here reg maak nie, sal hy vir ewig in 'n hel beland. Ons is besig om in die genade van God te speel, kerk. Ons is besig, wanneer die tyd besig is om uit te loop, is ons besig om God te terg en te tarp met die sonde waarmee die kerk besig is. Ek lees vanmôre in my Engelse Bybel en daar's so van Jimmy Swaggart sy vertalende Bybel of wat jy dit ook al noem. Hy sê dat die mense het soveel sonde gedoen, het God getarp, dat God hulle moes uitruk in die omstandighede. Hulle was bewus van die sonde waarmee hy besig was. Jy sien die kerk is bewus van die sonde waarmee hy besig is. En hy dank God. Die woord van die Here sê dat die vyand sal kom soos 'n engel van die lig. Man, jy kan vir my 'n baie mooi soet aantrek, ek gee nie om nie. Jy kan baie netjies lyk vanmôre, ek praat in die algemeen. Jy kan sê net wat jy wil, but the proof is in your body. Hy wil hier 'n mentor altyd gesê, wys vir jou vriende en sê vir jou wie hy is. Amen. Wys vir jou vriende en ek sê vir jou wie jy is. Wys vir jou familie, kom ons trek 'n bietjie nader. En ek sê presies vir jou wie en wat jy is in die Here. Tyd geword dat die kerk weer soewerein heilig word voor die Here, want God sê wees heilig, want ek is heilig. Jy kan dalk vir sê, maar pastoor, niemand kan heilig wees. Ek kan vir jou sê, wanneer God die oorhand oor jou kry, sy Heilige Gees in jou binneste is, sal jy heilig word soos wat God heilig is. Halleluja. Ons is vlees, ja. Ons doen verkeerde dinge, ja. Maar God sê, wees net heilig, want ek is heilig. Halleluja. En wanneer die Gees van God in my is, dan weet ek sal vanmôre heilig wees voor die Here. Halleluja. Dawid op 'n stadium skryf, hy sê, Here, jy soek my hart vanmôre, en as jy iets kry wat nie van U af is, die haal dit uit. Maar jy sê, ons het dit so al reg gekry om hierdie ou klein sonnetjie te koester. Ons praat hom reg, ons maak hom reg, ons trek hom mooi aan, ons laat hom mooi lyk, ons laat hom reg klink vir die wêreld, maar die woord van God sê, sonde bly sonde. Halleluja. Hoe ver moet die mens God dryf, dat God sy hart berou het, dat hy vir my en vir jou geskaap het? Hoe ver moet die kerk vir God vat vanmôre, dat God wil hierdie mens wil uitdelg vanmôre? En ek wil vanmôre so 'n bietjie meer geestelik met u praat, dat hoe lyk my en jou geestelike lewe voor die Here? Jy sien, ons is baie gou te sing kom oes evangelis. Halleluja. Kom in al die volheid, kom in al die krag, want die kerk kan die krag van God nie hanteer nie. Halleluja. Want jy sien, wanneer die krag van God in 'n plek soos die sal afkom, dan wil ek vir jou sê, sal elke sondebouer en beef, en met daai deur uitvlug, elke krankheid sal verdwyn, elke siekte sal genees, want hy is wie hy sê hy is. Ek is, sê die Here van die weerskare. Maar ons sal speel met die sonde. Ons kan nie oorwinning oor ons lewe nie, want ons vertroetel hierdie klein sonde van ons. En ek weet nie hoekom ek hieroor praat.
En ek wil dit net terloop sê, ek ag my self beter as enigiemand anders nie. Ek preek actually vir myself ook vanmôre. Mag jy actually sê, nie sê eintlik. Wie is Engels sprekend die son? Jare terug het ons al koortjie gesing en dink van die kerk gesing het nog. What a day that will be when my Jesus I shall see. Amen. Halleluja, wat 'n dag gaan dit wees as Jesus se kinders kom haal en maar hoor mooi, kerk van die Here hoor die waarskuwing van God vanmôre in die plek. What a day that will be when Jesus comes en jou saak met die Here is weer reg nie. Halleluja. Te vergeefs sal ons kom oor Skepper Heer. Te vergeefs sal ons onder glory tot mountains of glory, wat ook al jy dit noem. Te vergeefs sal ons hande opsteek as ons die Gees van God in ons harte het. Die woord van die Here sê, daar die jare van Noag, was daar 'n paar miljoen mense op die aarde gewees. Ek weet nie presies hoeveel miljoen mense nie. Maar kan jy self indink tussen miljoene mense? Kom ons maak dit net 1 miljoen vir die syfer daarvan. Kan jy self indink vanmôre sit die 1 miljoen mense en een persoon uit 'n miljoen uit is regverdig voor God. How some we worship. We worship Him, hallelujah, we worship by jou hart, so ver van God, of jy weet wat lofprysing is nie, my broer en my suster. Want jy sien, lofprysing begin nie by die man agter die orgel nie. Lofprysing begin nie by die man wat in die preekstoel staan nie. Nee, lofprysing begin by jou, want in jou binnekamer is voor God, mense, Here, as jy my nie aanraak nie, dan sal niemand niks vir my kan doen nie, hallelujah. Dadelik bevind ons self in 'n posisie waar hy 7 keer 'n dag voor die Here sê, ek sal U loof, ek sal U prys, al kom die teenstanders, as ek in 'n dal van dood skade weer, sal ek nie onheil vrees nie, want ek weet U stop en U staf die vertroos my, halleluja. Ek weet dat die Here, as hy met my is, sal niks of niemand my kan keer nie, maar jy sien, ons sit in toestande vandag, ons sit in geestelike afval vandag, want ons ken nie meer die beweging van God se gees nie, halleluja. Ons ken nie meer die stem van die Here nie. En ek dink die Here het met Noag gepraat, en sê, Noag, jy moet hierdie mense waarsku, want daar gaan 'n dag en 'n tyd en 'n uur kom, want die streep gaan trek, halleluja. Jy gaan vir ewig te lank wees. Luister baie mooi, kerk van die Here. Hoor mooi die woord van die Here. Johannes sê in die 4de hoofstuk, die 23ste vers, hy sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, sê die Here, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hoe? Gees en in waarheid, want sonder gees en waarheid kan jy God nie behaag nie. Hy sê in die 24ste vers, God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Hierdie is ernstige tye, en ons God se aangesig goed soek. En ons gaan binnekort by die tafel van die Here sit, en ek vra vanmôre die vraag, hoe lyk jou saak teenoor die Here vanmôre? Is ek en jy waardig vanmôre om aan die tafel van God te sit? Die tafel wat hy bykans 2000 jaar gelede vir my en vir jou voorberei het, sodat ek en jy kan vry wees. Is ons waardig genoeg om aan God se tafel te kom sit en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil vanmôre. Tyd geword aan die kerk, wie aan sy deur moet kom klop. Want jy sien die woord van die Here leer ons, dat God sy staan en klop, aan die hartstafel van die mense, en net die, wat vir hom die deur oopmaak met hom, sal God hom altyd hê. Maar terwyl ek dit sê, sien ek so my geestesoog, die kerk, het 'n typiese Suid-Afrika geword. Wanneer jy na sy hartsdeur kyk, is daar
10 ter die jongs wat toemaak en 50 skotte. Hoe lang gaan die vat voor die vir God die deur oopmaak? Amen. Jy sien ons het so weggeval in sonde, dat ons dink ons is reg. Ons dink ons ken die stem van die Here. Ons dink ons weet wat lofprysing is. Ons dink ons weet wat heiligmaking is. Ons dink, plaas van om die woord te gaan lees, om te weet wie en wat God is. Noag. Here praat met Noag en sê, maar ek het genoeg gesien. Ek het gedeursoek die wêreld soos ek hom gemaak het. Ek het deursoek elke mens. Van sitplek tot sitplek soek die Here deur. En hy gaan kyk na die hart van die mens wat vanmôre hier sit en vir hulle wat luister op die sosiale media. God, jy soek die hart van mense en wat sal die Here kry binne jou hart en binne my hart volgens? Ek wonder as die wegraping nou moet gebeur. Wie gaan nog vir mekaar sit en kyk in die kerk as die Here gekom het? Sal die prediker dalk nog hier staan? Sal die orgelis dalk nog orgel speel? Sal die kinders dalk nog in die bank sit? Nee, die kinders sal gaan, maar die Here sal sulke voor die koninkryk van God. Ek en jy vanmôre wat die waarheid ken, wat weet wat verskil is tussen reg en verkeerd, sal ek en jy in 'n oomblik sal met God wees. Of sal ons verskrik wees oor dit wat agterbly vanmôre? Hoe staan my en jou saak vanmôre? Teenoor die hierdie Bybel daar nou so. Jy sien, ons is nie onbekend met die werke van die vyand nie. Die woord van die Here sê, kom soos 'n brullende leeu, om te vernietig en te versteur en te verwoes, maar ek het 'n antwoord vir die kerk vanmôre. Hy mag dalk kom soos 'n brullende leeu, but he's not the Lion of Judah this morning. Amen. Hy is nie die leeu van Judah vanmôre. Hy kan dalk kom vanmôre soos 'n engel van die lig, maar hy is nie lig nie, want Johannes sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die God was, en die woord was by God, en hierdie woord het mens geword, en hierdie mens was die lig van die wêreld. Halleluja. Jy sien, alleenlik wil ons God in gees en die waarheid aanbid, sal ons ligdraers van God se koninkryk wees. Amen. Alleenlik dan sal ons saam met hom gaan wanneer hy sy kinders kom haal. Halleluja. So 2 weke terug kyk ek vandag op YouTube waar mense die boek Openbaring bespreek en beelde wys naaste by ongeveer hoe dit sal lyk. Die draak waarvan hulle praat, en ek weet dit verwys na stede toe en ander lande toe en maar ek sit en kyk hoe hierdie persoon die boek Openbaring verduidelik en wat beteken die en wat beteken daai, en ek dink Openbaring is een van die min boeke waar die prediker sal preek, waar elke prediker eintlik moet preek vanmôre. Amen. En skokkend om te dink wat als gaan gebeur wanneer God sy woord vat. Begin die seël spreek, een vir een, die oordeele van God op die mensdom. Wat sal van my en jou word as ons saam met Jesus is? Ernstige tye. Maar die kerk is aan die slaap, die mense speel met God se genade. Ek en jy wat vanmôre hier sit, en jy kan self ondersoek doen in jou hart vanmôre, en ek dink vanmôre is daar nie een persoon vanmôre kan opstaan en sê, ek is heilig voor die Here. Amen. Ons almal het maar iets, het goeders waarmee ons besig is. Amen. Maar die woord van die Here bly ja en amen. En volgens hierdie woord van God sal ek en jy geoordeel word. En ek
kyk daardie program klaar op YouTube van Openbaring en wat al gaan gebeur, die oordeele en wat gaan gebeur na die tyd en wanneer die nuwe Jerusalem kom en daarna die oordeel van God. En ek sê my God, what a day that will be. Wat 'n oneindige dag sal dit wees om te besef. En die Here moet ons help vir my en vir jou wat kinders van God dat ons saak met die Here reg het. Want wat 'n oneindige dag sal dit wees wanneer God sy oordeele begin uitstort op hierdie aarde en ons dan moet besef, het ons maar geluister op 'n Sondagoggend na 'n jong prediker wat geskree het oor 'n mikrofoon wat gesê het, maak jou saak met die Here reg, want die koms van die Here is voor die deur. Halleluja, maak jou saak reg, want die woord van God sê, hy is heilig, daarom moet ek en jy heilig wees. Het ek maar geluister, want daar die boodskap op die selfoon, op sosiale media, het ek maar my saak met die Here reggemaak om te weet, dat wanneer hy kom, om sy kinders te kom haal, ek saam met hom sal wees, die eerste vraag uit. Amen. Maar ons sit in 'n toestand, eintlik, moet die kerk begin sidder, oor die tydsberekening van God wat baie naby gekom het. Ons moet begin vreesagtig raak. Ons kan nie meer bekostig om net op 'n Sondagmôre voor die Here te kom kniel en sê, Here, ek kom bely my sondes en nee, ons moet elke sekond van ons lewe sê, Here, deursoek my hart soos 'n Dawid, dat ek regverdig en rein voor U kan loop elke sekond van my lewe. Ons kan dit nie meer bekostig om so te bly lewe nie. Ons het nodig om ons hande op te lig en sê, kom ons Gees. Lewend makend Gees van die Gees van die mens is dood vanmôre. Amen. Nee, ek oordeel nie vanmôre nie. Ek praat soos wat die Gees van God op my hart lê. Die kerk het stil geraak, want die Gees van God is nie meer vaardig in die kerk nie. Want jy sien alleenlik die Gees van God is die een wat jou vertel van jou verkeerde weë, wat jou laat tot inkeer kom, sodat jy tot bekering kan kom vanmôre. Geen die vanmôre om, of jy die pastoor van hierdie gemeente is, of jy die ouderling is, en of jy die ouer van die deur opsluit, of die vloer op nie. Heilig vir God moet jy wees, as jy die ewigheid vir God wil inbeweeg. Ry die beste kar vanmôre, al gee die grootste tiende vanmôre. Without God, you're not gonna make a church. Sonder God sal ons dit nie maak nie. God sê vanmôre, prediker, ek het geweer soek in hierdie oggend een, of voordat jy wakker geword, broer, suster, nog voordat jy gedink het om aan te trek vir kerk, het God gesken, as ek die woord kon gebruik, oor hierdie aardbol uit besluit, dat die sondes van die mense net te veel geraak. God gaan die kaf van die koring skei. Die woord van die Here sê, die ware aanbidders, wat God in gees en in waarheid aanbid, is hulle wat die koninkryk van God sal beerwe. Niks meer nie, niks minder nie. Ons mag niks byvoeg wat hierdie woord sê, of mag niks wegvat nie. Dis ja en amen. Daarom is hy die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die soetloos van Saron, sy bloed alleen, ja, sy bloed alleen, maak die vuilste sondaar ons skoon vanmôre. Halleluja. Maar jy sien, ons is besig om met die genade van God te speel. Wacht, kom op van een bietjie verder, bietjie meer persoonliker vanmôre. Prediker, jy is besig om God uit die tyd. Amen. Kerke sit vol. Dienste oor die 3, 4, 5.000 mense per diens in groot gemeentes en al wat jy hoor, God is liefde, God sal voorsien, hoe meer nie jy gee, hoe meer sal God jou sê. Dis snerp daai.
Ek wil vir jou sê, hoe meer jy jou knie vir God buig, hoe meer sal God jou raak sien. Maar ons wil te fancy wees in die dae waar ons lewe. Ons het skaam geraak om vir die broer by die werk te sê, jy kan nie die naam van die Here so uitlik gebruik nie, want God is heilig. Jy kan nie doen wat jy wil nie, want ons is kinders van die Here. Het is skaam geraak om uit te stap by iemand en sê, ek gaan my hand op jou lê broer, want ek ervaar jy het die Here nodig vanmôre. Maar kom ons gaan kerk toe. Kom ons gaan sis ons gewete vanmôre, want net miskien sal die prediker van die dag vanmôre iets sê, wat my liggie so bietjie sal laat skyn vanmôre. Ek weet nie wat ek moet doen om dit reg te kry nie. My een ding is verseker, it's only the light of God that can make you shine this morning. Is my Engels dan nog reg? My vrou sê ek moet nie Engels praat nie. Ek praat in verlede, ek bedoel ek môre. God is 'n God wat onveranderlik is. Sy skepping wat geskape was om eintlik vir ewig te lewe en vir ewig die naam van die Here groot te maak en vir ewig op hierdie aarde te bly soos wat God van die begin van tyd af beplan het die sonde weggeval en die loon van die sonde wat mooi kerk van die Here sê die woord van die Here, die loon van die sonde is die dood. Daardie mense het 400, 500, 600, 700 jaar gelewe in daardie tyd, want dit was oorspronklik vir ewig bedoel gewees, maar wees die sonde het God korter gemaak, en hy sê die mense sal net 120 jaar lewe. Kan jy jouself indink, as die mens van vandag 5, 6, 700 jaar moes gelewe, hoe sou die sonde in die plek gewees het? Want ons het dit gesien met Noag se tyd. Dat nie een siel behalwe Noag en sy vrou en 3 seuns en hulle vrouens regverdig, eintlik net Noag, wat 'n pad saam met God gestap het. Hoe lyk jou pad vanmôre saam met die Here? In 'n wêreld soos hierdie, ek het my sak op die vloer. In 'n wêreld soos hierdie. Amen. Die Here bly groot en die Here bly goed. Die Here is heilig vanmôre. Wanneer jy in die troonkamers van God beweeg, het Johannes gesê, terwyl hy vir 'n oomblik weggeruk was in die gees, sy sien die gerubs van God voor die allerhoogste God vanmôre. En terwyl ek hier sit, en dan die woord van God luister, dan moet jy self intersessie doen vanmôre, self ondersoek doen vanmôre en by die Here pleit, Here, gaan my nie verby, o Heiland, is daar gerubs wat voor die aangesig van die Here, al wat hulle doen is om te sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die weerskaap. Heilig is die Here. Hulle doen dit van die begin van tyd af, hulle gaan nog dit vir ewig doen om te sê, heilig is die Here. Die kerk van die Here besef hy, hoe groot en almagtig die God is, wat hy 'n woord kan spreek, en in die wêreld is weg. Het ek net 3 keer weg gesê. Amen. God is almagtig en hy magte om 'n woord te spreek, en ek en jy kan van hierdie aarde al weggewis was, om ons nog glad nooit bestaan het. Maar God het sy skepping lief. God het jou lief vanmôre. God wil vir jou sê, ek het jou so lief, dat hy my enigste seun Jesus Christus op die kruis van Golgotha laat sterf het, sodat jy vanmôre aan hierdie tafel kan sit om reg te maak dit wat verkeerd is, om te sê, Here, kom o Skepper Gees, heilig maak en Gees, kom met al die volheid, kom met al die krag vanmôre, sodat ons weer op die plek kan kom waar God ons wil hê vanmôre. Jy moes al opgespring het en opgewonde geraak. En Noag het dit gepleit by die Here. Sê, Here, jy ken my hart vanmôre. Ek stap al 500 jaar, hoe lang stap jy saam weer? Here, oorspronklik
wou God die totale mensdom vernietig het saam met Noag. Maar die woord van die Here sê, dat die Here vir Noag genade bewys die eerste keer in die woord van die Here waar genade so groot was oor die mens. Amen. Ek gaan klaarmaak. Die wêreld is in 'n toestand. Die Here het op die kruis van Golgotha gesterwe. Sy bloed wat ons vanmôre in deel gaan hê, het gevloei op die kruis van Golgotha. Die woord van die Here sê dat hy was so gekruisig en so geslaan en so vernietig dat hy nie meer die vorm van 'n mens gehad het, dat hy kon erken was as 'n mens, en dit was die God wat vir my en vir jou gesterf het. Hoeveel keer wil jy nog die spykers deur sy hand slaan? Hoeveel keer wil jy nog die bloed uit daai verpletterde liggaam uittamp vanmôre met dit waarmee jy besig geskerp van die Here? Hoeveel keer nog wil jy hoor hoe God sê, dit is volbring, ek gee my gees oor vanmôre. Maar jy sien, hier is die genade van God vanmôre vir my en vir jou. When he was on the cross, I was on his mind. Halleluja. Toe hy op die kruis was, liewe broer en suster, jong mens, is dit baie mooi. Toe jy nog in sonde lê, of vanmôre sonde is, toe Jesus op die kruis was, toe was hy in sy gedagtes gewees, ek weet, op 'n stadium, en iewester in daardie dag toe Jesus gekruisig was, iewester daar, ek weet nie presies wanneer nie, het ek gedink, Martin, hierdie is vir jou vanoggend, dit is vir jou wat ek het doen, sodat jy kan gaan vertel, dat ek red nog, en ek genees nog, en ek doop nog met sy gees, sodat die mense kan hoor, wie en wat ek is, dat ek 'n heilige God is, en wil geloof word, soos ek geloof moet word, in gees en in waarheid vanmôre. Noag het genoeg gehad van hierdie seuns, hierdie gevalle engele. Ek het genoeg gehad van hierdie geweld van hierdie wêreld. Ek het genoeg gehad van waarmee die mense nodig is. Eintlik wil die Here vanmôre vir die kerk sê, nee, wat luister vanmôre, wil God vir ons sê, ek het genoeg gehad waarmee jy besig is, jy het dit nie nodig om te stop waarmee jy besig is. Die woord van die Here sê, ek sluit hiermee af, lieve broer en suster, hoe ver wil jy God nog vat? Dat God berou in sy hart moet kry, dat hy vir jou en vir my gemaak het. Hoe ver nog wil ons God nog tand? En sê, Here, ons sal wel sien aan die einde van dae, of weer die woord regtig die waarheid is. Ons sal wel sien in die wêreld wat ons lewe, of daar God is. Ek praat baie keer met mense, weet jy wat ek kom agter? Hierdie wêreld weet nie meer wie God is nie. Hierdie wêreld erken hom nie meer as die seun van God, wat in die kruis van Golgotha gesterf het. Ek praat in die week met mense, en ons het eers 'n bietjie oor die kant en daai kant in die woord van die Here, en hulle kom by my en sê vir my, hoekom sal jy die woord, die vlees, hierdie tafel, hoekom sal jy sê jy het 'n verlosser, maar sy vlees steek, hulle is 'n skop kannibale, dis wat hulle is. Mense in hierdie wêreld ken nie God nie. En die oorsaak van dit is ek en jy, hoe ons lewe lewe aan my kant. Jy sien, pastoor, raadslid, weet jy wat noem jy al hierdie ouens? Hulle lees daar baie van die name. Prophets, priester, profeet, wat ook al hulle self noem deesdae. Jy kan die beste soet aantrek
En kan maar hy masker opsit op 'n Sondagmorgen, jy is so heilig. Jy is so heilig, niemand kan jou vat, ek onthou jare terug, my pa my vertel, op 'n Sondagoggend kom 'n oom wat baie jare in 'n gemeente is, in die gemeente het gestap, hy stap so bukkend, swaar las wat op hom is, maar hy kom so gestap in, en die mense wil hom groet, en hy sê vir hom, ja, my vat nie. Hy weet hoe dit al het gesê nie. Gebukkend, vertel hy van hom, nie al my vat nie, hy sê, wat spink hulle so help, hy sê, nee, die gees van God, rus baie swaar op my, ek wil vir die kerk sê, help my die leen waarmee jy lewe, God maak jou vry, God maak jou opgewonde, God lig jou op met jou omstandighede, God se gees sal nie afdruk na die aarde toe nie, amen. Maar jy sien die mense in die wêreld, het die woord nog so gaan verdraai, sodat hierdie woord by my kan aanpas. Kom ek gebruik gou 'n voorbeeld, dan maak ek klaar terwyl die onderwys na vore toe kom. Jy sien die geskrewe woord is 'n boek wat niks meer, niks minder as die waarheid het nie. Amen. God said it, I believe it, that's it as it. Okay? Maar iewester het ek en jy 'n klein boekie waar ons baie jou goed skryf. Net die verse wat ek en jy wil hê, Psalm 23, die Here is my herder. Hallelujah, I'm going to heaven because God is my herder. Anders sê nou herder in Engels is herder. He's the good shepherd, dan nie. En so ons is besig met ons eie Bybel te skryf, net dit wat vir my en jou werk, sal ons neerskryf, en dis my lewe voor die Here, terwyl die woord van God sê, jy mag niks meer en niks minder wegvat van hierdie boek af nie, want dis die waarheid. Hallelujah. But I'm on my way to heaven. Want die Here is my herder. Halleluja. Dis al wat ek hoef te weet, dat die Here is daar vir my. Die Here sal voorsien. Die Here sal my sorg en die Here sal my in die hemel kry. Amen. Nee. Nee, 1000 nog nee. Ek en jy moet sorg dat ons voor die aangesig van die Here kom kniel. Dis my en jou werk om in die hemel te kom voor die Here. God het klaar die werk gedoen vir my en vir jou aan die kruis van Golgotha. Dit is my en jou werk om voor die voete van die Here te kom val en sê, Here, wees hier die sondaar genade, sodat ek ook eendag saam met U langs die Vader kan sit in die allerheiligste van die heiligste. Halleluja. Jy sien, die kerk sal er wees meer wanneer die Gees van God begin werk. Ek het 'n ding gehad en ek sê nie dis verkeerd nie. Maar ek sit in 'n gemeente, local is lekker. In die middel van die diens staan 'n persoon op. Ek stap so agterbaan na die koffiekroeg toe. Ek gooi vir my double shot. Espresso seker. Ons wêreld het ons van dubbels nie. Double shot espresso. Ek stap brou koffiekie vorentoe. Ek gaan sit op sy bank. Ek geniet sy koffiekie. Terwyl die Gees van God besig is om te werk. Ek vra vir jou kerk van die Here vanmôre, waar is jou respek vir die God van die hemel en aarde vanmôre? Waar is die heiligheid vanmôre wat sê kom o Skepper Gees, heilig maak en Gees, wanneer God heilig is, sal ons voor hom heilig wees, ons sal voor hom kniel, ons sal aan hom al die lof en al die eer bring, ons sal lofliedere sing soos wat Dawid gedoen het 7 maal 'n dag en sê, heilig is die Here, ek sal U loof, ek sal U prys, want U het groot dade gedoen, U is wonderbaar, U is groot, Here, U is liefdevol, aan U kom toe al die lof en al die eer, maar sodra die probleme kom, dan hardloop ons na die naaste pastoor toe, of die naaste gemeente toe, wat het van God geword in jou binnekamer? Kom, Skepper Gees, lewend makende Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, kom leer my net weer van die seën Jesus Christus, sy volheid. Ek wil vir jou sê vanmôre, jy sit en sê, Here, ek wil net weer bietjie die volheid
van God se krag ervaar. Ek wil net die volheid van Jesus in my lewe hê. Kan ek jou beloof, moet elke sonde las verdwyn as jy weer in die woordigheid van God instap, in sy almagtigheid, in sy heerlikheid, in sy heiligheid. Want ek voel as om te preek vanmôre, halleluja, as jy opgewonde raak in die teenwoordigheid van die Here, dan sal die kerk verander, die wêreld sal verander en die koninkryk van God sal verander vir my en vir jou. Maar ons sing vanmôre. Let's give praise to the Lord. Ek sal maar net, kyk vir my, dit paadjies opsteek. Ons bank die broers of die sister voor my, ek het sê, as ek voor die Here sê, en ek kom toe al die lof en al die eer. Ek sal voor die kniel vanmôre, ek het nog wat mense vir my dink. Ek sal lofsange sing tot eer van die Come on kerk, jy is al opgestaan en aan die Here loof. Ek sal tot eer en verheerliking van die Here staan. Ek sal sy naam groot maak. Ek sal lofliedere aan hom sing, want hy is heilig geword. Daarom sal ek sy teenwoordigheid kom. Daarom sal ek sy gees verlang vanmôre. Wanneer laas het die weer gesê, Here, hier is ek. Kom vol my met die gees vanmôre. Wanneer laas as ek sê, Here, hierdie krankheid is nie wat nie ek verwyder dit in die naam van Jesus Christus. Wanneer laas het nie vir die sieke gebid en sê, staan op, neem jou bed op en loop in die naam van die Here. Wanneer laas nie vir 'n blinde gesien, bid vir my of bid vir hom dat ek kan sien. Wanneer laas nie vir jouself gebid, sê Here, hierdie dooie geestelike lewe waarmee ek besig is ek moeg voor vanmôre. Ek wil vanmôre opnuut voor die tafel van die Here kom sit, sê Here, laat die Gees my geestelike oë oopmaak, my geestelike lewe weer opwek, dat ek weer uit die dode uit sal opstaan, geestelik gesproke, sodat ek weer herlewing kan kry in my binneste. En wanneer ek herlewing kry my huis herlewing. Wanneer my huis herlewing kry my kerk herlewing. Halleluja. Maar jy sien, ons wag vir die pastoor om die ritme te gee. Halleluja. Ons wag vir die pastoor om te sê, kom ons prys die Here, kom ons lig ons hande op, kom ons dien 'n bietjie die Here, kom ons wees vrolik voor die Here. Ons wag vir die pastoor. Kom ons wees eerlik met mekaar. Vanmôre toe ek en jy opstaan, gesê, ons sal luister. Wie preek vanmôre? Kom ons gaan kyk bietjie wat gaan aan in die kerk vanmôre. Jy het nie gedink die Here gaan vanmôre met jou aanspraak hê nie. Amen. Ek het self nie weet die Here gaan my praat nie. En jy sien die kerk. Ja, hy slaap geraak. Die kerk het vol erge goedjies geraak, goeders geraak. Die pastoor het gebid het vanmôre nie, was dit die kerk gewees nie. As die broer uit die orgel vanmôre reggespeel het nie, was dit die kerk gewees nie. As die drumspeler nie vanmôre in die kerk is nie, dan was dit die kerk gewees nie. Ag, weet jy wat, as ek nie vanmôre na die tyd 'n koppie koffie en 'n lekker ou koekie gekry het nie, was dit die kerk gewees nie. Amen. Het tyd geword kerk. Dat ons met die horlosies sal neersit. Dat ons vir die aangesig van God sal kom lê. Dat die ure maar loop en dat die dae maar loop en dat die maandag kom en die dinsdag kom. Maar ek wil net in die woordigheid van God self word ek gefeier en my baas ek gee nie om nie. I'm on my way to here because God is in this place. Halleluja. Hierdie tyd gebonde. Ek sien die kerke begin so klok speel. 5, 4, 3, 2, 1. Ons gaan nou die Here dien. Wat is dit? 35 minute om te sing tot eer van die Here. Jy 35 minute om jou lofsang te doen, om die preek te hoor, om jou koffie te sluk en alles te doen. Jy het 35 minute, want die klok tik as ons by die huis kom, want as kos wat gemaak moet word en maandag se huiswerk vir die kinders. Amen. Ek weet nie kom sê ek hierdie goeders nie, maar God se Gees lei my vanmôre. Speel ons weer die Kongos Gees. Wil jy nie vanmôre net vir jou wat hom sing? Sien jy raak nie om wat se tyd dit is nie. Ek gee nou om daai ou steentjie of daai ou vleis in die oond brand vanmôre. Ek gee nou maar my huis afbrand nie, I don't care.
I just want to be in your presence vanmorgen. Dat maak jy ons om ons huis aanbrand, maar dit maak nie saak die God is steek oordag vanmorgen. Amen. God is hier vanmorgen. En vanmorgen het ons al staan op bid en sê, Here, I don't know anymore. Hier in die wêreldse toestand, maar nog meer in die kerk is vanmorgen in toestand. Die Ecclesia, die gesoekte kinders van die Here, sit in 'n toestand vanmorgen, en ek ken nie meer die Heilige Gees nie, ek ken nie meer heilig gemaak nie, ek ken nie meer die woord van die Here nie. O Here, help ons vanmorgen. Wanneer ons sê, kom ons Skepper Gees, heilig maak in Gees, lewend maak in Gees, kom in die volheid, kom in die krag vanmorgen, dat ons sal dat die Here ons sal ontdop vanmorgen. En sê, Here, tot hier toe, en die verder nie, soos in Noach sal sê, Here, gaan my nie verby nie, Here, ek is nog hier. Here, alles het en ek my vanmorgen opstaan, terwyl van die gemeente, dan sal ek opstaan, asseblief. Moet jy kwaad, moet jy die gemeente uitstort vanmorgen, maar dat ons weer op plek sal kom, dat ons weer die aangesig van die Here in Gees en in waarheid sal soek, om te sê, hy is heilig, heilig, heilig is die Here. Kom kerk, kom kerk. Vir 'n oomblik wil jy jou hand opsteek. Ek wil net jou sê, doen wat jy wil doen vanmorgen, maar kom aanraak met God vanmorgen vir 'n oomblik. Bid hom vanmorgen. Loof hom vanmorgen, want hy is dit waardig. Wanneer laas die God om met Gees en in waarheid, wanneer laas die voor die aangesig van God gekom, en soos het David sê, keer dag die Here loof en die Here prys, want hy is goed vanmorgen. Hy is groot vanmorgen. By die vermoorde sal hy staan, kom sing het saam, kom ons Skepper Gees. Kom in al die volheid en kom in al die krag. Kom leer my van die seën vanmorgen. Halleluja. Kom ons Skepper Gees. Aanbid hom vanmorgen, want hy is die koning van die konings. Hy het vir jou gesterf van die kruis vanmorgen. Hy roep jou vanmorgen. Sy kom terug na my toe. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie vanmorgen, Here, vir die Gees.
naam, Heer. Prys sy naam. Wees ek hier my troostklein. Kom ons gee my kom ons gee leven maak en ek ervaar die Gees van God in hierdie plek. God is nog nie klaar nie. Dankie Here, dankie Here. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Halleluja. Loof sy heilige naam. Halleluja. Kom in al die volheid van môre, Here. Kom in al die krag. Lei ons môre in die waarheid. En leer ons van die seer. Wees hier vanmôre die trooster, Here. Kom ons vergeet. Korintiërs die eerste hoofstuk 11de verskoot op 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die dag waarin hy verraai is, die brood geneem het. Ek wil vir 'n oomblik net gekonsentreer as ek kan. Jy sien die gewoonte is, ons breek jou broodjie. Ons deel het uit en sê, is God se liggaam. Maar die woord van die Here is eintlik, hy is verbrysel, onherkenbaar, sy liggaam gebreek, tot die stukkies in. En is vertrap deur die sonde. Maar nogtans het hy daar die pad gestap na die kruis toe en gesê, nie my wil nie, maar u wil, ja, u wil, Vader. En daar die bloed wat gevloei het, jy sien een druppel bloed. It was enough. Een druppel bloed was genoeg gewees. Maar hy het sy lewe gegee vir my en vir jou vanmôre. That's the kind of God that we serve. Hallelujah. En nadat hy gedank het, en hy het gebreek en gesê, neem een, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis, net so ook in die beker geneem, na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament
in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daar uitdrink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Wil jy nie vanmôre net 'n oomblik met God regmaak voor ons die tafel sit vanmôre? Sodat jy geen skade aan die liggaam doen nie. Maar vanmôre met 'n skoon en rein hart voor God vanmôre aan die tafel sit. En as jy nodig het om reg te maak vanmôre, gaan maak reg. As jy nodig het om te bely vanmôre, bely vanoggend. Maar ek vra jou vanmôre, wanneer jy die tafel sit vanoggend, met 'n verdeelde hart nie. Want God is heilig vanmôre. Hy is die alomteenwoordige, onsigbare, waaragtige God vanmôre. Wat vanmôre die groot ek is volgend. Here, baie dankie vanmôre vir die woord, Here. Dankie vanmôre, Here, vir die Gees van God, wat met ons harte kom spreek, Here. Jy in die wêreld wat so 'n toestand is, maar dan nog meer die kerk, Here, die Eklesia wat in 'n toestand is. Bid ek vanmôre, Here, soos in Noag vanmôre, Here, ek sien ons raak vanmôre. Gaan ons nie verby nie, Here. Klein groepie mense, of dalk hulle wat op sosiale media is, Here. Sien ons raak vanmôre. Kom raak ons aan, vergeef ons. Here, dankie vir die tafel vanmôre. Dankie vir die bloed en die liggaam, Here. Dankie, Here, dat die woord sê wat ons hierdie tafel gebruik, verkondig ons die evangelie van Christus. En al die lof en al die eer kom uit die vanmôre. Halleluja. Ek gaan vra as daar broers gereeld betaal. Ek gaan vra. Die broers staan te kom help vanmôre. Jy kan nie sit bak in hier. Versoek sing vanmôre, hier's more than enough. Hier's more than enough. Terwyl ons dit sing vanmôre, sing dit vanmôre as 'n belydenis vanmôre voor God en sê, Here, you're more than enough. Dis meer as genoeg vanmôre. Halleluja. The God of plenty.
all-sufficient one is God Almighty. Jesus is more than enough. Lost them all, lost them all. Oh, He is more than enough. He is more than enough. He is our shepherd, our Almighty, the all-sufficient one. He is God Almighty. Jesus is more than enough. Hallelujah. Wanneer jy brood eet vanmorgen, dan sê jy vanmorgen, He is more than enough. He is more than enough. He is El Shaddai, the God of plenty. Want jy sien, hy kan vanmorgen nog die grootste sondaar vrymaak. Hallelujah. Wanneer jy vanmorgen in die beker vat, Here, dankie vir die kostbare bloed. Dankie vir die prys, Here, wat jy betaal het. 'n Prys wat ek en jy moes afneem. Het God gesê, nee, ek sal het vir hom afneem. Want so lief het God die wêreld gehad. Wat is die enigste gebore seun gegee vir hom? Hallelujah, dankie Heer. Jesus is more than enough. He is more than enough. El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one is God Almighty. Jesus is more than enough. Oh, He's more than enough. He's more than enough. He is our shepherd, the God of the all-sufficient one is God Almighty. Jesus is more than enough. He's more than enough.